Goeiemôre, baie welkom in die Groot Kombuis. Dit is nog steeds Januarie, ons eet nog steeds gesond en vanoggend maak ek 'n baie lekker slaaitjie. Nou, ek gaan onmiddellik vir jou heel eers sê wat jy nodig het, want ek wil begin braai. Hier het ek lekker baba spinasieblare, vars klein baba spinasieblare, ek het 'n mango, ek het 'n avokado peer, ek het perseie. Hier gaan ek nou 'n vinnige slaaisousie maak en dan het ek hier my garnale wat ek onmiddellik gaan begin braai. Nou, dis interessant, in Engels is hy natuurlik 'n shrimp. Maar interessant genoeg, die prawn word ook 'n garnaal genoem en hoe hy eintlik onderskei word in Afrikaans is 'n steurgarnaal of, glo dit of nie, 'n krewel. Okay, so daar's 'n Afrikaanse les vir die dag. 'n Shrimp is 'n garnaal en 'n prawn is 'n krewel of 'n steurgarnaal. Goed, ek sit my garnaaltjies so in my pan 'n bietjie uitmekaar uit. Want as jy hy moet lekker kan braai. Dis amper soos 'n ui of 'n sampioen wat jy bietjie wil asemplek gee dat hy kan braai. So hierdie is my skoongemaakte garnale wat ek nou in die pan het. Natuurlik kan jy ook klaar gekookte garnale vat, maar is dan so lekker om jou eie kos te maak. Ook die helfte van die prys. Jy gaan dit vir so 3 tot 4 minute gaan jy dit braai in die pan en ons gaan 'n bietjie sout oorsit. Ek gaan eintlik sommer al hierdie sout vat. Ja, en dan het ek jy kan kies, jy kan 'n bietjie chili flakes vat, bietjie paprika. Ek het so 'n mengsel van alles hierin. So jy gaan maar na smaak gaan jy dit doen en dan wat lekker gaan wees by hierdie slaai wat alles saam die soet en die avou en die uie gaan breek is ons lemmetjie slaai sousie wat ons nou gaan maak. Klein bietjie wil ek nou die Engels sê garlic and herb. Net 'n bietjie knoffelkruie en dan natuurlik peper. Kan nie sonder peper gaan nie. En die gaan ons nou vir 3 tot 4 minute braai in die pan saam sodat dit in ons slaaitjie kan sit nou. Die lekker ding met hierdie is, ja, dit is lekker vir 'n gesin, maar as jy nou net 'n man of 'n vrou is of net jy by die huis, né? Dink jy hoe lekker is dit om hierdie bakslaai vir jouself te maak vir 'n middagete, vir aandete? Ek meen, my mond water letterlik alreeds om hierdie garnaalslaai te eet. So hierdie gaan ek nou braai vir 3 tot 4 minute. Ek gaan aanhou braai terwyl ons verder gaan kuier met peer en so aan. Ek gaan die ander ook braai en dan gaan ons as ons terugkom, gaan ons hierdie slaai aan mekaar sit en 'n vinnige slaaisousie maak en dit opdien. Ons gaan verder met ons lekker garnaalslaaitjie, ons garnaal en ek het nou net weer onthou, dankie aan die tegniese span, hierdie is 'n veselperske, die mango, is Afrikaans natuurlik 'n veselperske, terwyl ek nou by al die mooi Afrikaanse woorde hou. My garnale het nou lekker gaar gebraai, ek gaan hulle nou afsit hier en die res van my slaai voorberei. So, gaan dit net so 'n bietjie eenkant skuif, dat ek in die middel kan werk hier. Ekskuus, hierdie stoof moet ek altyd by die muur afsit. Elke huis het maar sy dinge, né? Goed, heel eerste het ek my spinasieblare in my bak. Nou wat ek gaan bysit is ek gaan my veselperske opsny. Hy het nou net, hy is baie ryp. Hy is verskriklik lekker, maar jy weet, mangoes is so gewild. Toe ek gister in die winkel kom, is hierdie letterlik die laaste 2 wat oor is. So kom ek gaan hierdie lekker insit en die ander rede hoekom ek spesifiek hierdie slaai gevat het, is omdat dit verskriklik kleurvol is, 1, en tweedens, die ander rede hoekom ek dit gevat het, is verskriklike verskeidenheid van vitamines en oksidante wat jy hier inkry. So jy het jou avokado met jou gesonde vette, jou vis met sy omega-3's, die gesonde veselperske, reg. Ek gaan vir die doel van die oefening, gaan ek nou hier stop met die mango. Dan gaan ek my persuitjies sny en hierdie kan jy natuurlik vervang met jou ui van keuse of as jy dan nou soos ons geliefde François Botha is en nie uie eet nie, dan los jy die ui uit, maar ek is absoluut mal oor 'n persui. Dit is vir my so lekker. Ek dink jy kan ook, ek dink altyd aan alternatiewe planne. Jy kan ook as jy wil die vars eie vervang met soos 'n geroosterde ui. 'n gebakte ui, daai wat jy so koop in die sakkies. Goed, ek is lus vir nog ui. Ek voel daai is te min ui. Ek gaan nog ui ingooi.
En dan gaan ek my avokado peer opsny. Ek so 'n veeldoelige lekker vrug. Jy kan hom net so eet. Kyk, kom ons kyk. Yes. Nou, weet jy wat gaan ek nou doen, hè? Eers my hande afvee aan 'n lappie. Hierso en dan gaan ek van my lekker garnaaltjies bysit. Ag julle, ek is so opgewonde oor hierdie slaai. Ja, dit is so lieflik. En as ek eers hy slaai sous gaan bysit, kyk, kom ons sit gou-gou. Ek dink as jy jou tyd moet bereken by die huis om hom te maak van die begin af, dink ek dink 20 minute tot jy eet. Tensy jy jou miskien, julle, ek het nou ook 'n lepel vergeet, so ek gaan hom nou maar so uitdruk. Waar's hy? Kyk nou net daar. Kyk hierso. Luister hier. Moet dit vir jou sê, daai het nou actually gewerk. Okay. Goed. Nou, kom ons maak vinnig hierdie slaai sousie. Ek het hierso heuning in. Jy kan sien daar's die heuning en dan het ek olyfolie ingegooi. Nou gaan ek lemmetjiesap bysit, né? Lemmetjie is bietjie moeiliker om te druk as 'n suurlemoen. Okay, net vir die oefening gaan ek gou vir jou wys wat jy dan gaan doen. Jy gaan hom lekker skud. En dan gaan jy jou slaai sousie. Ek wil nou nie te veel hoor gooi nie, want ek wil nog 'n klein bietjie lemmetjie bysit. Net vir jou wys, jy gaan 'n bietjie van dit oordrup en dan om dit af te rond. Die resep is eintlik pine nuts, maar jy moet omtrent 'n trouring verpand om dit te koop. So ek vat sommer 'n gewone sakkie geroosterde en ek het al vir jou in die verlede gewys hoe om daai te maak. So iewers op ons YouTube sal jy daai resep vir die slaai sprinkles kan kry. Hier het jy dit, 'n lieflike mango avokado peer garnaal slaaitjie. Ek gaan nog so 'n paar stukkies hier insit. Ag hoorie, ek hoop jy gee jouself 'n geleentheid om hierdie slaai te maak. Die resep is later vandag op ons YouTube kanaal. Ek hoop jou Januarie het nog 'n hele paar slaaie in.